Nou so 'n paar jaar gelede bekeer ek en Jesaja 40:30 word gelees hierdie spesifieke dag in die huis van die Here. En Jesaja 40 vers 31 sê die volgende, sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Nou ek het dit nooit verstaan, tot ek vanoggend 3 uur bid en ek hoor duidelik wat die Here sê. Hy sê die volgende, hy sê, dat die wie op die Here wag, kry nuwe krag. Nou wag is die woord waaroor ek wil praat. Nou wag is iets wat almal nie wil doen nie. Ons raak moeg as ons wag. Ons raak kwaad as ons moet wag. Ons voel sekere wees as ons moet wag, omdat ons hastig is om dinge klaar te kry, en dit is hoe ons misvat en opmors. Nou sommige van ons wag passief. Terwyl jy eintlik aktief moet wag vir God. Hoor, ek wil net moet sê, dat wag is soos 'n pyl en boog. Wag is soos pyl en boog. Nou wanneer jy die pyl en boog het, julle wat bedoel ek, hoe sê mens in Engels, bow and arrow. Jong, julle weet mos waarvan ek praat, maar hy is sulke ding. Nou hoe verder jy trek, julle, hoe julle hoor my nie, hoe verder jy trek, julle, ek prys, hoe verder jy trek, hoe verder is jy skoot. So sommige keer voel jy gaan achteruit, maar jy achteruit gaan, het 'n rede, dat het 'n doel. Dis hoekom jy achteruit gaan, jy gaan nie achteruit, omdat jy niks het nie. Jy gaan nie achteruit omdat jy verloren is nie. Jy gaan achteruit omdat jy plek maak. Jy maak plek vir dit wat die Here vir jou wil gee. So wat gebeur as jy achteruit gaan en jy trek? En jy voel jy is gebalanceer, en jy is op 'n regte plek, en jy trek en jy los. It's gonna be right bullseye. Because is die tydsberekening van God, is die aksie van God, en dit is hoe God dit wil hê. So wees God dan, maak seker jy is gebalanceer as jou pyl en boog het. Amen.